Môre almal en welkom by Yahweh Eltekon. Ek is Michael en ek gaan vandag aangaan met belydenis deel 2, die stem van geloof. Nou vinnig gaan ek gou deurgaan 'n voorwoord van deel 1 wat ons in deel 1 oor gepraat het. Jy sal sien die betekenis van belydenis. Ons het dit gesien as die woord was homologio wat lofprysing en danksegging beteken. Die lofprysing is weer eens wat ons nou gedoen het. Ons het ons geloof geaktiveer deur lofprysing. Danksegging het ons gesien is wanneer ons by die huis die Bybel oopmaak en bid en met die Here gaan praat. Dan het ons gekyk na die belydenis behoort in alle tye gehandhaaf word. So enige tyd, dit moet altyd gehandhaaf word. Dit is in die oggende as jy 'n Bybel oopmaak en lees, terwyl deur die dag dink daaraan en sê dankie vir wat op die oomblik besig is om te gebeur en dan ook in die aande. Dan het ons gekyk na praat met jou berg wat ons gesien het in Markus 11 vers 22 tot 25. Dit is daai wat as ek so vinnig net weer deur kan gaan, is Yeshua antwoord en sê vir hulle: "Julle moet geloof in Elohim hê, want voorwaar sê ek vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat hy wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê." So dit is daai geloof wat moet mens hê om dit te kan. Dan het ons ook gekyk na vergifnis, bevry ons van veroordeling. Dit is as ons nou kan sê, Here vergewe my sondes. Want ons harte is vol sonde en as ons dit bely, dan begin ons nuwe vrugte te dra, wat ek so sê. En dan het ons ook gekyk na praat met die eindresultaat in gedagte. En dit is as jy vir die Here vra vir iets, sien dit laat jy dit reeds het. Dis die voorbeelde wat hy gegee het. Hy het vir Abraham gesê van baie nasies. Van Gideon wat 'n dapper held was toe hy vir die vyande weggekruip het. Hy het altyd die eindresultaat gesien nog voordat dit gebeur het. En dit is wat mens met belydenis moet doen. Jy moet as jy vir iets vra, sien dat jy dit reeds het. Dan het ons gekyk na woorde kan dinge verander. Daar het ons gesê, ons moenie dubbelhartig wees met die woord en in jou gedagtes nie. So, jy moenie 'n slegte hart hê en dan probeer vir almal goeie woord sê, maar binnekant self is jy nie eintlik reg nie. Maar as jy gaan en dit gaan begin verander, sal jou lewe ook presies verander, yes. Dan het ons ook gekyk na belydenis lei tot 'n punt van besit. Daar is dit ook weer gesien in Markus 11 vers 23, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. So dis die belydenis lei tot 'n punt, dis daai wat ek ook gesê het van jy vra vir iets en jy kry besitting daaruit. Dan het ons gekyk na die skepingsbeginsels. Dit is waar Elohim die aarde gemaak het. Hy het gespreek, laat daar lig wees, en daar was lig. Ons moet dit aanvaar deur om dit te bely. Daar sê dit sê, wanneer ons genees is, bely ons dit. Wanneer ons geestelik bevry word, bely ons dit. Wanneer ons geregtigheid in Christus ontdek, sy liefde ensovoorts, bely ons dit. Begin daarom gerus om dit te bely. So enigiets wat met jou gebeur, bely dit. En ek gaan nou 'n baie interessante dingetjie ook sê van die belydenis wat 'n mens doen. En dan die laaste punt was, vind uit wat die Bybel sê en praat dikwels daaroor. So dit is, ek sien 'n skrif en dit het 'n baie groot betekenis vir my. Dan gaan vertel dit vir iemand anderste en dis hoe mense die woord versprei. Praat gereeld daaroor. So ja, dit is wat ons gedoen het in deel 1. So as ons nou 'n bietjie verder gaan,
Hierdie belydenis, soos ek sê, het gaan 3 lesings wees. Ons het nou reeds klaar die vorige keer praat met jou berg gedoen. So vandag doen ons die stem van geloof. En dan op 'n volgende keer gaan ons dan die 5 belangrike belydenisse ook deurgaan. Okay, die stem van geloof, belydenis en geloof koneksies wat Elohim seën, omdat dit in die ooreenstemmende met sy woord is. Nou as ons kyk nou na die inleiding. Geloof het 'n stem, net soos vrees 'n stem het. As 'n mens se hart met vrees vervul is, sal dit gehoor word deur die woorde wat uit sy mond uitkom. As 'n hart vol geloof is en vertroue is, sal die wyse daarop die persoon praat dit duidelik toon. So ja, as jy volgens vrees in jou hart het, en dan sal mense dit agterkom, want hy twyfel die hele tyd oor dinge wat in die lewe gaan gebeur. Hy vertrou nie dat Elohim daar is en ons sal klaar die pad gemaak het vir ons om te loop nie. Ons sien voorbeelde in Deuteronomium 30 vers 14, maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart om dit te doen. So dit moet in jou hart wees voordat dit by jou mond kan uitkom. So jou hart moet reg wees. Ons sien dit ook in Romeine 10 vers 8. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Dit is baie moeilik om vol geloof te wees en terselfdertyd vreesbevange te praat. Geloof dryf vrees uit. So as jy nie meer vrees het in jou nie, dan gaan jy net basies goeie woord gepraat en 'n goeie geloof hê en baie goeie vrugte dra. Nou gaan ons kyk na die skat van die hart. Nou waar praat hulle van dit? Ons sal dit sien in Jakobus 3 vers 10 tot 12. En daar het ek dit geonderstreep ook. Uit dieselfde mond, so dis daai wat 'n mens praat, kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vy nie. So kan geen fontein braak en vars water voortbring nie. So jy kan nie sê jy's gelowig nie, maar jou hart is sleg nie. Dit kan nie gelyktydig gebeur nie. So jy's of sleg of jy's dit is onsinnig om te dink dat mens enigiets anders sal wees of sal praat as dit wat in jou hart is. Die voorkoms van die volsla wanaangaanpaste boemelaar is bloot 'n uiterlike bewys van wat hy in sy hart glo dat hy is, hoe hy homself sien in sy hart. So hulle gee nou 'n voorbeeld daarvan 'n boemelaar. Dis hoe hy homself sien en dis hoekom hy so is. Want in sy hart is nie reg nie. Daar moes iets gebeur het wat hom baie seer gemaak het, laat hy nie meer lus het vir die lewe nie. Laat hy daar en gaan geld vra. 'n Vet en oorgewig persoon wat homself aan kos vergryp, is niks anders as 'n manifestasie van die prentjie wat hy van homself in sy hart omdraai. So dit is met kos ook so. As jy net wil eet en eet en eet, dat jy jou tempel basies, jy kyk nie na jou tempel nie. Ja. So ek het so 'n prentjie ook hierso. The mouth speaks what the heart is full of. So as jou hart vol liefde is, dan gaan jy kindness, hope, compassion, encouragement, forgiveness, verstaan jy, so al hierdie goedjies kan uitgee omdat jou hart reg is. Dan het ek nou so 'n snaakse prentjie van die skreeuende, beledige en spottende persoon is net besig om sy swak selfbeeld te beskerm. Net so ook 'n bitter, depressiewe, haarddraande, klaande, ontevrede, kwaad, selfsuftige, moordende, perverse en vloekende persoon. So as jy al daai goed het, dan is jy besig om jou swak beeld te beskerm. Hierdie is uiterlik tekens van dit wat binne-in aangaan.
leer om verby die simptome te kyk. So as jy 'n persoon sien wat so is, dan moet jy weet sy hart is nie reg nie. Hy het nie geloof in sy hart nie. So woorde sal 3 dinge vir jou doen. Wat is daai 3 dinge? Dit openbaar wie jy en ander is, naamlik wie of wat jy is. Is jy positief of is jy negatief? So die woorde wat jy uitspreek sal mense sien, Jesus, maar die ou is baie negatief want hy kla oor alles en hy's ontevrede met alles wat hy kry in die lewe. Maar jy sal sien as 'n ou positief in die lewe is en waar sy hart vol geloof is, sal jy sien hy is dankbaar vir wat hy het in die lewe. Dit help jou om vir jouself doelwitte in jou lewe te stel. So as jy 'n doelwit in jou lewe het, gaan en spreek dit uit. Sê ek wil dit bereik in my lewe. En met dit weet jy met die krag van die Here sal saam met jou wees om daai doel te kan kry. Sal jou geestesmens beïnvloed. Nou ons sien hierso in Markus 7 vers 20 tot 23 praat hulle van dit. Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein, want van binne kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie boosheid kom van binne uit en maak die mens onrein. So daar staan dit self in die skrif gesê. As jy al daai goed is, dan kom dit alles van binne af. So, hoe kry mens nou al hierdie negatiewe goed in mense lewe? Dit kom maar basies van jou sintuie af. Wat jy sien, wat jy hoor, wat jy voel, wat jy ruik. Ons sintuie produseer informasies en stoor dit dan in ons onderbewussyn of geheue. Byvoorbeeld, die natuurlike vrees vir vuur wat goed is. So ja, dit is reg want ek het 'n vrees vir vuur want dit gaan brand. Of pas op, daar kom 'n motor aan. Verstaan, so daai alles so wat ek eintlik van dit wou sê is hoe meer jy slegte goed kyk in die lewe, gaan jy meer slegte goed doen in die lewe. As jy stories gaan kyk van mense wat die hele tyd steel en by hierdie plek en 'n bank roof en al daai goedjies, dan kry jy daai inligting in. Nadat dan is dit so in jou agtergrond dat jy gaan dink om te steel is eintlik goed want kyk hoe baie geld kry ek, maar eintlik is dit verkeerd. So wat ek eintlik wil sê is 'n mens moet altyd probeer om goeie goed te kyk. Verstaan? En nie slegte goed nie. Verstaan, want wat jy inneem kom uit ook. En hier kom Satan en wat hy gewoonlik doen is hy kom druk gedagtes in jou kop in. Satan gebruik sy demone om gedagtes in ons te plant. Byvoorbeeld, kyk daardie vrou, dink hoe pragtig is sy nie in die bed sal wees nie. Steel, niemand sal uitvind nie. Vertel 'n leuen, dit sal tog niemand seermaak nie. Wees kwaad vir hulle, want hulle verdien jou onvergewensheid. Kritiseer die pastoor, hy is in elk geval niks werd nie. Om in tale te praat is 'n klomp nonsens. Verstaan, is al hierdie goed wat Satan dan in jou gedagtes sit, wat om jou te probeer om weg te lei van die Here se pad af. Satan gebruik by uitstrek die media om sy boosheid te versprei. Onthou, gemors in, gemors uit. So wat jy inkry, dit kom ook uit. En ja, dan sê hulle ook woord in en woord uit. So as jy goed inkry, dan kom maar goed uit. Nou julle kan dit gaan lees daar by Jesaja 55 vers 11. Nou die prentjie wat ek hier regs onder het is die Engelse weergawe. So ek gaan dit ook sommer gou lees vir ons. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. So wat jy uitspraak, kom weer terug na jou toe. Wat sê ander een wat ons nou die dag gehoor het, wat jy saai sal jy maai. So soos ek ook nou die dag gesê het, praat goed oor mense, want jy gaan goed terugkry dan. Praat sleg oor mense en mense gaan sleg praat van jou. So wat jy uitgee, dit gaan terugkom na jou toe. Sal dit sien in Jesaja 55 vers 11.
Dan gaan ons kyk na jou geestesmens. Die Heilige Gees woon binne in jou gees. So gees roep gees. Dit is die wyse waarop Elohim se gedagtes jou gedagtes word. Wanneer jou gemoed vernuwe is dit maklik vir Elohim om met jou te praat. En ons sal dit sien in Romeine 12 vers 2, wat ek so in die regterkant bo gesit het. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Jou doeltreffendheid van Elohim hang af van die vernuwing van jou gedagtes. Die woord sê dat ons die sin van Christus het en ook dat ons dieselfde gesindheid kan hê as wat in Christus is. Nou op die volgende blaai het ek skrifte wat praat oor die sin van Christus en die gesindheid. Ons sien dit in 1 Korintiërs 2 vers 16. Want wie het die sin van Jahwe geken, dat hy hom sou kan onderrig, maar ons het die sin van Christus. Nou ek het nie verstaan wat beteken hierdie sin van Christus nie. Toe ek bietjie gaan oplees oor dit en ek gaan net gou vir julle lees wat beteken die sin van Christus. Om die sin van Christus te hê, beteken dat jy gevul is met die waarheid, met die woord van God. Jy ken dalk nie al die skrifte nie, maar die Heilige Gees in jou sal jou herinner wat om wanneer te sê en jou te lei hoe om op te tree. Dan sal ons ook sien hier in Filippense 2 vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Dan sien ons ook Spreuke 23 vers 6 en 7. Eet nie die brood van die een wat afgunstig is nie, en begeer nie sy lekker ete nie, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Daai het ek geonderstreep, want dit is vir my baie, baie belangrik. Eet en drink, sê hy vir jou, maar in sy hart is nie met jou nie. So daai, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. So wat jy dink in jou gedagte, is jy, sal jy uitgee. As ek die hele tyd, ek is te skaam om hier voor te staan, en ek sê dit die hele tyd vir my, dan gaan ek te skaam wees om hier voor te staan, want ek sê dit die hele tyd vir my. So wat jy in jou gedagte is, dit is hoe jy is. So sê goeie goed vir jouself ook. Sê, yes, ek is 'n pragtige mens, yes, ek is 'n gesonde mens, yes, alles wat ek doen in die lewe is goed vir my. As jy dit gaan uitspreek, dan gaan jy dit basies kry. Ek het hom ook hier in Engels, as a man thinks in his heart, so is he. So, soos wat jy dink jy is in jou hart, so sal jy wees. Maak 'n boom goed. Nou hierdie gaan oor actually wat mense jou sien van buitekant af. Hulle gaan sien of jy goeie vrugte dra of jy slegte vrugte dra. So ons sien dit in Matteus 12 vers 33 tot 35, maar ek het net so een gedeeltjie van daai 3 skrifte. Julle moet die boom goed maak en sy vrugte julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. So mens gaan dadelik kan sien hoe die persoon is, om te sien hoe hy met mense werk, hoe hy die lewe sien, dan gaan jy sien wat in sy hart aangaan. Ek het dit ook hier in Engels. Make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Dan gaan ons kyk, die boom word aan sy vrugte geken, wat ek nou net gesê het. Die uiterlike voorkoms van 'n boom bepaal of dit 'n goeie of slegte boom is. Net so as 'n mens lyk asof hy sleg is, wat hy sê, sy gewoontes en woorde, dan is hy sleg. Soms word van sulke mense gesê dat hulle 'n goeie hart het. Dit is 'n dwaling en 'n leuen. Hulle moet hulle self eerder bekeer en nuut van binne word.
So baie mense se harte is sleg, maar hulle sê hulle is goeie mense. Of hulle praat sleg, maar dan sê jy, nee mamma, daai het 'n goeie hart. Nee, dit is nie so nie. Omdat hy so praat, dis hoe hy binnekant is. So dis hoe mens gaan uitken wie goed en wie sleg ook is. Ons sê hulle gee 'n baie goeie beskrywing hierso in Matteus 12 vers 34 tot 37. Adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn en die slegte mens bring uit die slegte skat dinge slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvoor moet julle rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. So wees versigtig wat jy sê, want jy gaan as jy daar voor staan, dan gaan jy moet verduidelik hoekom jy so sleg gepraat van die mense. So as ons kyk daar, so die woord van Elohim is lewendig. Die woord van Elohim is geestelik, want ons denke op die woord van Elohim instel om te doen soos die Heilige Gees ons lei, sal ons 'n goeie belydenis en goeie gedrag voortbring. Ons sien daar in Romeine 8 vers 6, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. So moenie aan die aardse dinge, want dit is net die dood, want dit is net daar's geen gees in dit nie, dis net vlees wat ek so stel. 'n Goeie belydenis is die resultaat van die woord van God wat in ons hart gebere is. Ja, ek het dit ook hierso in Engels. The mindset on the flesh is dead, but the mindset on the spirit is alive and peace. Nou julle nou gaan ons bietjie kyk na beoefen autoriteit. Woorde is die wyse waardeur ons autoriteit beoefen. Ons sien dit in Romeine 8 vers 2. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Woorde openbaar gees en woorde verkry lewe. Nou hulle sê dit daarso in Genesis 2 vers 7. En Elohim het die mens gevorm uit die stof van die aarde en in sy neus asem van die lewe geblaas. So wat is hierdie asem? Dieselfde woord vir asem word ook as gees vertaal. Elohim het die mens geneem toe hy hom gevorm het en die lewe in hom geblaas. Dit het hom 'n lewende wese gemaak. So die asem wat hy ingeblaas het is eintlik die gees. Hy het die gees ingeblaas. Ons sien dit dan ook in Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor al die hele aarde. In vers 28, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers. Maar hy sê dit beter vir my in Genesis 2 vers 7. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ons sien dit ook in Johannes 6 vers 63. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Hy sê dit self. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek in julle spreek is die gees en is die lewe. Dit het begin toe die aarde nog woes en leeg was, deur duisternis oordek. Moontlik het jy ook areas in jou lewe wat nog woes, leeg met duisternis oordek is. Laat die lig van Christus inkom deur woorde van lewe in jou lewe in te spreek. Ons kyk op die volgende blaai.
Woorde wat van Elohim spreek, bring gees, vrede en liefde, of lewe. God het alles gemaak deur sy skepingskrag. Hy het lewe in stof, lig in duisternis en vorm in vormloosheid gebring. In Genesis 1 vers 31 sien ons, toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed gewees. Deur sy woord te spreek en deur 'n bevel uit te spreek, het God dit wat baie goed was, volmaak geskape en vooruitgebring. So daar kom ons weer op, hy het dit gespreek en dit het gebeur en wat hy toe gesien het, was volmaak geskape en voortgebring. God saw that it was good, Genesis 1 vers 27. As dan nou hier op die volgende bladsytjie kyk, wanneer die hart van die mens vol van Elohim se woord is, het hy vertroue in die krag van Elohim se almag. Geloof is 'n krag wat ons motiveer en aktiveer om onverskrote en met vertroue op te tree. Maar as jy vrees het, vrees is die krag wat ons lusteloos en traag maak. Geloof in God bring ywer en entoesiasme vir die lewe en vir resultate. Ons onwankelbare vertroue in God se almag word opgebou deur die woord van God en die beloftes van God. So ons moet altyd glo in die Here. Glo hy is daar. Ons weet sy beloftes. Ek het vorige keer het ek vir ons blaaie gegee van sy beloftes. So ons moet weet hy het 'n belofte vir ons, laat hy altyd vir ons sal daar wees. Dan ons geloof reik uit na hoop. Oorwinning is verseker mits dit op die woord gebaseer is. Vir 'n effektiewe en positiewe geloofsbelijdenis moet ons met God se woord gevul wees, gevul met sy beloftes. Dit moet gestalte, vorm en raamwerk gee aan die beeld van hoop wat binne in ons is. So ons harte moet goed wees om uit te gee, want ons weet die geloof is goed in ons. Julle, en dan is ons by 'n koffiebreek, so vinnig. So, dan gaan ons aan met die tweede helfte van belydenis en die stem in geloof. Okay. Dan gaan ons kyk na die skat. Nou die skat is wat binne in jou is. So hulle sê dit is 'n stoorkamer gevul met daardie dinge waarin ons die hoogste waarde heg, of dit nou goed is of kwaad. As ons kos as 'n skat hoog ag, sal ons vrate word. As ons die woord as 'n skat hoog ag, sal ons wees soos immergroen bome wat vrugte sal dra en aan die ander lafenis sal gee. Voorspoedig in God en vir die koninkryk van God. So dit is nou daai stoorkamer binnekant ons. As ons die woord die hele tyd gaan inneem en alles wat goed is inneem, dan gaan ons voorspoedig in God en die koninkryk van God in ons hê. So hulle sê ook hierso, dra goeie vrugte. Ons woorde is die vrugte wat die skat in ons harte aan die lig bring. Het sy goed of kwaad. Die woorde van jou belydenis openbaar wie jy is. A good tree bears good fruit. Sê hulle ook hierso, kweek 'n goeie skat. 'n Wedergebore gelowige is 'n boom wat goed gemaak is deur Jesus Christus. Hy is geestelik lewendig gemaak deur die Heilige Gees. Hy is wedergebore uit die onverganklike saad van die woord van God. Hy is die vakmanskap van God, geskape in Christus om goeie werke, goeie vrugte en goeie woorde voor te bring. So dit is wat gebeur as ons wedergebore raak. Hy plant 'n saadjie in ons. Hy is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge is dood en weg en alles het nuut geword. Glo dit in jou hart en bely dit met jou mond.
Daai wat hulle sê 'n nuwe skepsel, ek het dit toe gekry in 2 Korintiërs 5 vers 17 waar dit in die skrif staan. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dan sien ons God het dit gesê en daarom is dit so. Ontvang niks anderste as dit wat God vir jou as 'n kind het nie. As sy kind het nie. Nou gaan ons kyk na ontvang die saad en versorg dit. So dis nou daai as jy wedergebore is en jy kry die saadjie om alles net goed te doen in jou lewe. In die gelykenis van die saaier sien ons dat die saad die woord en die grond die hart van die mens is. In Lukas 8 vers 15. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in ydelle en goeie hart hou en met volharding vrug dra. So dit is daai storie van die saad wat op die grond gegooi is, die saad wat op die teerpad gegooi is. So dis die saad wat op die goeie grond gegooi is en dan word hy 'n mooi boontjie. En dan sien ons ook in Jakobus 1 vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Ons sien in hierdie gelykenis dat dit moontlik is om die saad van die woord te verloor. So as jy nie daai saadjie versorg nie, dan kan jy weer van die pad afdwaal. Dan verstaan so 'n mens moet ja, julle weet mos hierdie ouetjie maak mos so party dae. Ekskuus vir dit. So ja, dit is so as jy nie die saadjie versorg nie, dan gaan jy van die pad afwandel en weer die verkeerde goeders doen en so. So ons moet daai saadjie moet ons versorg binnekant ons. Ons moet die woord van God onthou en gedurig daarin kyk, behou dit en volhard daarin. Dit bring 'n goeie belydenis voort, die vrug van ons lewe. So hierso sê hulle dit. Ons moet die woord van God onthou en gedurig daarin kyk. So ons moet altyd Bybel lees, altyd nuwe skrifte soek en ons moet dit behou en volhard daarin. When God's word take root in your heart. Woorde gee koers aan ons lewe. Nou hierso het ek 'n paar skrifte wat vir ons gaan aandui wat die koers is van ons lewe. In Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Daar kom ons weer. Die tong wat jy uitspreek is baie gevaarlik. So ja, ons sien dit ook in Jakobus 1 vers 26. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong is nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. So hy sê hy's 'n goeie mens en hy lees die Bybel, maar hy praat en vloek soos 'n matroon en goed, so dan tel dit nie, want sy hart is dan eintlik nie reg nie. Ons sien dit ook hierso in Jakobus 3 vers 2 tot 5. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook 'n hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gesteer deur 'n baie klein roer net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroep om op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. So ja, dis hoekom die mond, die tong.
Hierso het ons ook hierso is dit ook nou steek jou geestelike wêreld aan die brand. Hulle sê dit hier mooi in Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die wedergeboorte maak van die gelowige 'n ander soortige wese wat nie van die ou wêreld is nie. So as jy wedergebore is, dan gaan jy nie meer dink oor die ou wêreld nie. Jy gaan al jou ou streke en goed wat jy gedoen het eenkant sit, want jy gaan die regte pad wil loop. Ons sien dit ook in Kolossense 1 vers 3. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Gaan ek net hierso in Engels ook. For he delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Kolossense 1 vers 13. Gaan ons na die volgende bladsy. Toe ons wedergebore is ons oorgeplaas na 'n nuwe koninkryk wat deur Jesus Christus geskape is. Ons bestaan tree op en vind ons wese in hom. Ons oorwin die wêreld en sy probleme. Nou hier is Jesus skrif Openbaring 12 vers 11. Deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis sal ons dit oorwin. Ons is verhoog tot in hemelse plekke. Ons sit in hemelse plekke. Ons regeer in hemelse plekke oor die bose. So as ons hart goed is, dan gaan ons maklik agterkom wat nie goed is vir ons nie. En dan gaan ons dit eenkant toe skuif. Die stem van geloof help orde skep uit chaos. Laat jou woorde van geloof deur die Gees gerig wees, sodat dit orde, vrede en lewe kan bring. Moet nooit 'n kompromie tref hiermee nie, want jy sal wat jy ook al wil behou verloor wanneer jy 'n kompromie aangaan. Moet nooit toelaat dat omstandighede, versoekings of die druk van mense jou belydenis laat ophou nie. Dis daai jy's in 'n groep en jy's nou die enigste een wat van die Here praat en almal sê nee man, ons het nou nie 'n Christen in ons groepie nodig nie. Daai. Ons sien dit mooi in Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvorm nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Daar sê hy dit so mooi vir ons. Hulle sê ook, sodra jou belydenis saamstem met sonde en dood, sal dit jou lewensrigting bepaal. Ons heers oor die wêreld deur Christus. Ons sien dit in 1 Korintiërs 15 vers 33. Dit is nou in Engels. Do not be misled. Bad company corrupts good characters. Dis daai wat ek gesê het in die groep. As jy slegte vriende het, dan sal dit jou goeie karakter net heeltemal wegvat. En ek het een keer 'n video gesien wat, dis is baie stupid video, maar net hoe vriendekringe mense kan effekteer. Wat hulle gedoen het is, hulle het 'n videokamera in 'n lift gesit. En dan het die random persoon ingestap, maar dan staan 4 ander mense wat nou die triek op doen. So as jy in 'n lift staan, dan draai mens om en jy kyk vir die deur. So toe die ander mense nou instap, het hulle almal links gekyk na die muur toe. En die vroumens het so gestaan en almal het daai kant toe gekyk. En toe sien sy, nee maar, die mense kyk nou almal toe. En na rukkie het sy ek nou maar gedraai en daai kant toe gekyk. Sonder enige. En toe het hulle dit met 'n ander ou ook gedoen. Waar hy omdraai en hier kyk, het almal agtertoe gekyk. En toe hy sien almal kyk agter, toe draai hy ook nou maar om en kyk daai kant toe in die lift. Verstaan, maar dit is hoe maklik 'n mens deur ander mense
mislei word, ja. Ons heers oor die bose magte van hierdie wêreld en ons leef in oorwinning oor Elohim van hierdie wêreld in sy krag. So ja, ons heers oor al hierdie bose magte en ons leef in oorwinning oor Elohim van hierdie wêreld, want ons het sy krag binne in ons. Ons sien dan hierso in Matteus 16 vers 19, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op hierdie aarde mag onbind, sal in die hemele onbonde wees. Hier is nog skrifte wat jy by die huis kan gaan lees. Daniël 10, Esegiel 28 en Efesiërs 1 vers 16 tot 23. So dit het ook dieselfde te doen met die sleutels. Ek het so vinnig die drie prentjies is van die drie skrifte. Die Daniël 10 enetjie gaan ek gou vinnig lees. Then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. So toe hy gepraat het die Here hom gehoor en hy het vir hom sy antwoorde gegee. Dan sien ons ook in die volgende bladsy, die engele help die erfgename. So engele is ook daar om ons te help. Hulle is gestuur om ons te bedien. Hulle skryf dit so mooi hierso in Hebreërs 1 vers 14. Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van wat die saligheid sal beerwe nie, ekskuus julle, beerwe nie. In Engels sê hulle hom as are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation. So die engele is ook gestuur om ons te help. En dan as ons weer op die volgende bladsytjie kyk, hulle is boodskappers aan ons, so hulle bring vir ons boodskappe. Ons sien dit sommer klaar in Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegte Johannes te kennis gegee het. So ja, hy het sy engele uitgestuur. Dan sien ons belydenisse word voor engele gehandhaaf. Nou waar staan dit in die skrif? Ons het dit gekry in Lukas 12 vers 8 en 9. En ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. Ek het dit hier in Engels ook. I tell you, whoever publicly acknowledge me before others, the Son of Man, will also acknowledge before the angels of God. So die engele sien dit raak. Die engele sien dit raak. Die hoëpriester van ons belydenis. Nou ons sien dit in Hebreërs 3 vers 1. Daarom, heilige broers, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus. Jesus Christus is die somtotaal van die woord wat ons bely en bekend maak. Wanneer ons die woord van God leer en beoefen, dan bely Jesus ons name voor God in die hemel. Ons kry hemelse ondersteuning en rugsteuning van die persoon van Jesus Christus self wanneer ons hom bely. Nou, die volgende slide was ook nogal vir my interessant, want ek nie eintlik geweet daar is so boekie nie. Jesus is die stem van ons belydenis in die hemel. Om die waarheid te sê, word daar 'n gedenksboek in die hemel geskryf. So daar word in 'n boekie geskryf elke keer as jy belydenis doen, dan word dit geskryf.
Maleagia 3 vers 16 sê dit so mooi vir ons. Toe het die wat Jahwe vrees met mekaar gespreek en Jahwe het dit opgemerk en gehoor en daar is 'n gedenksboek voor die aangesig geskrewe vir die wat Jahwe vrees en sy naam eer. So ja, so elke keer as ons belydenis doen, dan word dit geskryf en dit word raak gesien en dit word boontoe gestuur. Die engele word ontplooi. Wanneer ons die woord volgens die wil van God bely, word daar aan die engele in die hemel opdrag gegee en hulle word uitgestuur om die woord te volbring volgens sy soewereine wil in die omstandighede. Ons sien dit in Psalm 103 vers 20. Loof die Heer sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. En dan hierso in Engels ook, bless the Lord, all you angels, you ministers, do this will. So do his will. En dan is ons by die afsluiting. So die engele behoort ons ag te gee op die stem van sy woord en sy wil te doen deur sy bevele te gehoorsaam. Hou vas aan jou God gegewe belydenis, want jy sal jou wêreld verander. Jy sal heers oor die sonde en die dood. Jy sal effektief wees in die hemelse plekke. Jy sal oor demone triomfeer. Jy sal goeie vrugte voortbring. So jy gaan al hierdie goed hê as jy 'n God gegewe belydenis hou. En dan ons laaste bladsy, die volgende lesing, gaan ons kyk na die 5 belangrike belydenisse. En die 5 sleutelbelydenisse wat jou sal help om steeds meer in geloof uit te spreek, soos Elohim sê jy behoort. Amen. Baie dankie julle.